Goeiemôre. Dit is weer lekker om hier by julle te wees en bietjie te kan praat oor Pinkster. Maar my tema van die dag, soos julle weet, is altyd so bietjie ander kant om. Die tema vir vandag is 49 plus 1. Die fees van die 49ste dag plus 1 dag. Nou waar kom ek daaraan? Nou ek sal nou vir julle verduidelik want dit kom eintlik baie sterk uit die Ou Testament uit. By die Ou Testament het ons die fees van die weke gehad of Shavuot. Nou Pinkster is eintlik 'n vervolmaking, 'n afhandeling, herstel, 'n reset, 'n vernuwing van die fees van die weke. Maar kom ons blaai verder dan kyk ons hoe dit alles werk. Ons gaan basies oor twee groot goed praat. Die eerste is dan die herstel, Pinkster herstel, Shavuot, die fees van die weke. En ek kom net nou daarby. En die tweede is dat Pinkster is nie 'n onafhanklike fees nie. Pinkster is nie 'n onafhanklike fees nie. Ek weet nie of jy dit geweet het nie, maar kom kyk saam met my. Hoekom sê ek dit? Dink net 'n bietjie aan Paasfees. Wanneer is Paasfees gehou? Daar was 'n spesifieke datum. Daar staan in Levitikus 23 op die 1ste van die maand, op die 15de, die 16de en die 17de dag. Nou die eerste van die maand is die maand Nisan. Daar's 'n baie spesifieke datum. Maar daar is nie 'n spesifieke kalenderdatum vir die fees van die weke nie, vir Shavuot nie, of dan later vir Pinkster nie. Uh nou hoe word die datum waarop Pinkster gevier moet word bereken? Nou, ons moet eerder kyk hoe word die datum bereken waarop die fees van die weke gevier moet word. So die fees van die weke is 7 weke na Paasfees. Plus die Sabbat daarna, want 7 maal 7 is 49 en die Sabbat daarna is die 50ste dag. So dit is hoe ons by die 50 uitkom, want die fees van die weke is 7 weke plus 1 dag, 50 dae. So Pinkster is 50 dae na Paasfees, maar Paasfees het 'n datum. So dit lyk asof Pinkster gebaseer is op Paasfees. Hoe werk dit? Ja, kom ons stap 'n bietjie terug na die Ou Testament. En kyk ons wat sê die Here in sy woord oor die feeste. Daar word 3 groot feeste in die Ou Testament genoem. Wat genoem word groot feeste waar die volk dan op moet gaan na Jerusalem toe om te gaan feesvier. En dit lees ons in Deuteronomium 16 vers 16. Deuteronomium 16 vers 16. In die Ou Testament word daar 3 groot feeste genoem. En mens lees dit in Deuteronomium 16 vers 16. 3 keer per jaar moet al die manlike persone by jou voor die Here, jou God, verskyn op die plek wat hy sal kies. Die fees van die ongesuurde brood, die fees van die weke en die hittefees. Hulle mag nie met leë hande voor die Here verskyn nie. So hier word 3 feeste genoem waar hulle dan Jerusalem toe moet gaan na die tempel toe en moet gaan offer. Daar's ook verskillende soorte offers, ons sal net 'n bietjie daaroor praat. Maar die 3 feeste wat genoem word, wat belangrike feeste is, wanneer hulle na Jerusalem toe moet gaan, is die fees van die ongesuurde brood. Nou dit is die Paasfees, né? Julle onthou, ons het al oor die Paasfees gepraat. Jesus is geslag as paaslam op die Vrydag. Die Saterdag is die dag wat hy in die graf was, dis die fees van die ongesuurde brode, en die derde dag van daardie selfde fees is die fees van die eerstelinge. En so daardie fees van die ongesuurde brode, Paasfees, moet die mense Jerusalem toe gaan. Die tweede fees wat genoem word wanneer mense na Jerusalem toe moet gaan, is die fees van die weke. Dit is die fees waaroor ons vandag praat. En die derde fees is die hittefees. Ons sal later in die jaar daaroor praat. So dit is die 3 feeste wat genoem word.
Maar kom ons kyk dan na die datum van hierdie fees van die 50ste dag, want daardie fees van die weke, dit is 7 weke plus die dag na die Sabbat. Word dit getel, dan is dit 50 dae. So kom ons praat dan van die fees van die 50ste dag. Hierdie fees van die 50ste dag is 'n fees sonder 'n vaste kalenderdatum. Kom ek lees vir julle in Levitikus 23 vers 15 en 16 uh, oor die datum van hierdie fees. Vanaf die dag na die Sabbat, dis nou daai Sabbat van ongesteurde brood. Vanaf die dag na die Sabbat, van die dag waarop jy 'n gerf as gewyde gawe bring, moet jy die dae aftel. 7 volle weke moet dit wees. Jy moet 50 dae tel tot op die dag na die 7de Sabbat. Bring dan 'n graanoffer vir die Here. So ons sien in Paasfees het hulle 'n gerf gebring en na hierdie gerf moet hulle dan 50 dae tel. En dan na 50 dae moet hulle weer 'n graanoffer bring. En dit is hoekom die Jode praat van tel die gerf, tel die omer. Die omer is 'n gerf. So die Jode tel dan 50 dae of 50 gerwe af tot by die fees van die weke. Of vir ons as Christene tot by Pinksterfees. Die fees van die weke is 7 weke plus 1 dag na die fees van die ongesuurde brode plus nog die Sabbat daarna. So hulle tel letterlik 50 dae af. En ek het al bietjie gepraat van tel die omer. Die omer is die 50 dae. Omer beteken gerf en is die 50 dae wat hulle elke dag 'n gerf moet tel. Nou dit wys vir ons hoe sterk is daar 'n verband vanaf Paasfees wat hulle van Paasfees af moet tel 50 dae. Op Paasfees moet hulle die eerste offer van die eerstelinge bring van die eerste oes. Dit is gewoonlik die garsoes. So Jesus was die eerste ling van die eerstelingoes. En nou 50 dae later is daar weer 'n oes van die eerstelinge. Op hierdie dag moet hulle nie gerf bring nie, maar moet hulle 2 brode bring. Ons gaan nou daarna kyk. So ek sê dat Pinkster is die afhandeling of die volledigmaking of die vervolmaking van Paasfees. Wat het op Paasfees gebeur? Ons paaslam is geslag. Vir die Jode is hulle paaslamme geslag. Dis 'n dag van toewyding. Ons gee onsself aan die Here oor en ons aanvaar hom as ons paaslam. So Paasfees is 'n dag van oorgawe, van toewyding. Ek wil amper sê van bekering, om jou te bekeer na die Here toe, om hierdie paaslam as jou paaslam te aanvaar. En interessant, op daardie fees moet hulle voorberei deur ongesuurde brood te eet. Ongesuurde brood is simbolies brood wat sonder sonde is, want suurdeeg word gesimboliseer as sonde in die Bybel. So jy moet jou sonde bely, jy moet jou sonde uit jou lewe uithaal en jouself oorgee aan jou paaslam. En dit het by Paasfees gebeur. En nou vir 50 dae lank, wil ek sê, moet jy inoefen om as nou sondelose mense, mense wat sy sonde bely het, mense wat sy sonde afgegee het, te lewe. En na 50 dae kom jy dan by 'n plek waar jy, ek wil amper sê, weer gewoon voort kan gaan. Jy hoef nou nie meer ongesuurde brood te eet nie. Dit is nou nie meer gekoppel aan die garsoes nie, want die garsoes is eintlik vir die diere en nie regtig vir mense nie. Maar 50 dae later, op die fees van die weke, op Pinksterfees, dan moet hulle 'n offer bring uit gewone koring. So dit is mensekos. Dan mag jy gewone mensekos weer eet. En interessant, op hierdie dag moet hulle 2 brode offer. Nie ongesuurde brode nie, maar gewone suurdeegbrood. Nou hoekom so? Dit is nou vir my baie interessant dat hulle suurdeegbrood moet offer. Dis ook die enigste plek in die Bybel waar daar gesê word dat hulle iets moet offer met suurdeeg. Maar ek dink dit is omdat ons moes oorgee in Paasfees en 50 dae later moet ons nou, nadat ons deur 'n proses van heiligmaking gegaan het van 50 dae, gaan ons nou met die gewone lewe aan.
Dis is ons in die protestante of moet ek amper sê meer katolieke gewoontes het mense die lent 40 dae voor Paasfees. Maar die Jode en die Bybel wys vir ons dat daar ook 50 dae na Paasfees ook weer 'n tyd van toewyding en offergawe is. En dan word dit ook 'n vastyd. Mens vas deur toewyding deur die gerf te tel dag vir dag vir 50 dae lank. En na 50 dae, as jy deur hierdie proses van heiligmaking is, dan kan jy weer gewone brood eet. Dan kan jy weer gewone mense mee kontak maak. Interessant net soos 'n kantaantekening. Wat is die presiese naam van hierdie fees van die 50ste dag? Ek sê dit is 'n fees met baie name. Die fees van die 50ste dag is 'n fees met baie name. Kom ons luister gou wat sê die Bybel oor die name van hierdie fees. Die fees van die 50ste dag word op 3-4 plekke bespreek in die Bybel. Die eerste is in Levitikus 23, né? Ons het nou al 'n hele paar keer uit Levitikus 23 gelees, want daar word baie oor die feeste gesê. Kom ek lees vir ons Levitikus 23 of vers 15 tot vers 17. Nou onthou dit verwys hier na die Paasfees en dan verder aan. Vanaf die dag na die Sabbat, vanaf die dag waarop jy 'n gerf as gewyde gawe gebring het, net dit is nou met die ongesuurde brood, moet julle die dae aftel. 7 volle weke moet dit wees. Julle moet 50 dae aftel tot op die dag na die 7de Sabbat. Bring dan 'n graanoffer vir die Here. Van die plekke waar julle woon, moet julle 2 brode as gewyde gawe saambring. So hier sien ons, dis 2 brode wat hulle moet offer. 2 brode bring as gewyde gawe saambring wat van 2/10 van 'n eva gesifte meel berei moet word. Dit moet met suurdeeg gebak word as die eerste opbrengs van die oes vir die Here. So daardie eerste graanoffer wat hulle gebring het by Paasfees was die eerste vrugte of die fees van die eerstelinge van die garsoes. En nou is daar 'n tweede fees van eerstelinge en dis die fees van eerstelinge van die koringoes. So dis die eerste opbrengs, die eerstelinge van die oes van koring wat hulle moet aan die Here moet bring 50 dae na die vorige eerstelingfees. So die fees word genoem die fees van 7 weke, 50 dae, dis 'n fees van 'n graanoffer, dis die opbrengs van die oes. Dis 'n eerstelingfees en is 'n fees 'n oesfees. In Numeri 28:26 word dit ook die fees van die eerstelinge genoem. Numeri 28 vers 26. En op die dag van die eerstelinge, as julle 'n nuwe spysoffer by julle fees van weke aan die Here bring, moet daar vir julle 'n heilige samekoms wees. Geen beroepswerk mag dan gedoen word nie. So die Here sê dan eintlik, ja, 50 dae na die fees van die ongesuurde brode, het julle weer die fees van die eerstelinge, dis die fees van die weke en dit moet 'n heilige Sabbat wees. Dan mag julle nie rus nie. So hier word die fees van die 50ste dag baie beslis die fees van die eerstelinge genoem, maar ook die fees van die weke. Daar nog 2 ander verwysings. In Deuteronomium 16 vers 16 word dit die fees van die weke genoem. 3 keer per jaar moet al die manlike persone by jou voor die Here, jou God, verskyn op die plek wat hy sal verkies. Tydens die fees van die ongesuurde brood, tydens die fees van die weke, dis wat ons net nou gesê het, en tydens die Hittefees mag julle nie met leë hande voor die Here verskyn nie. So hier word die 3 feeste genoem, dis wat ek net nou ook verwys het, maar hier word hierdie middelste fees spesifiek die fees van die weke genoem. En dan die laaste verwysing na die naam van die fees kry ons in Eksodus 23 vers 14. Eksodus 23 vers 14. 3 keer per jaar moet julle tot my eer 'n fees vier. Die fees van die ongesuurde brood moet julle onderhou. Soos ek jou beveel het, moet jy op die vasgestelde tyd in die maand Abib 7 dae lank ongesuurde brood eet. Want in daardie maand het jy uit Egipte weggetrek. Niemand mag met leë hande voor my verskyn nie.
Van vers 16: Onderhou ook die fees van die oes met die eerste vrugte van jou arbeid, met dit wat jy in die land gesaai het. Onderhou ook die fees van die insameling aan die einde van die jaar, wanneer jy die vrug na jou arbeid op die lande insamel, né? Die fees van die oes en die fees van die eerste vrugte. So opsommenderwys kan ons sê, die fees van die 50ste dag het baie name. Die fees van die 50ste dag, die fees van 7 weke plus die Sabbat natuurlik, die fees van die eerstelinge, die fees van die oes en dan 50ste dag, 50ste is in Grieks Pinkster. En dis waar of Pentekost. En dit is dan waar ons naam Pinkster vandaan kom. So die laaste naam vir die fees van die 50ste dag in die Nuwe Testament is die fees van Pinkster, Pinksterfees. So dit is die name van hierdie fees. Nou dat ons bietjie oor die agtergrond gepraat het, oor die datum en oor die name, kom ons kyk dan wat is besonders aan hierdie fees, besondere aspekte van die fees van die 50ste dag. Nou die eerste een wat nogal vir my baie belangrik is Pinkster herstel of vernuwe Shavuot. Pinkster herstel, ek wil sê herstel in die sin van die Engels to reset, om dit te weer nuut te maak, vernuwe. Pinkster reset, herstel, vernuwe Shavuot. Shavuot is die fees van die weke. In watter opsigte vernuwe Pinkster dan die fees van die weke? Kom ons blaai aan. Ons gaan lees in Genesis 19 en in Handelinge 2. Dan sien ons hoe hierdie twee feeste met mekaar ooreenstem. God is teenwoordig in vuur en storm. So, kyk hoe die Nuwe Testament die Ou Testamentiese simbole nuut maak. Reset, herstel, herlaai, vernuwe. Ek lees vir ons Eksodus 19 vers 18. Dit gaan nou oor die wetgewing daar in Sinai, né? Onthou in Eksodus 20 gekry is die wet en Eksodus 19 word daar beskryf hoe die wet aan die Here van die Here aan die mense gegee is. Die hele Sinai berg begin rook toe die Here in vuur daarheen afkom. Die rook het opgetrek soos die rook van 'n oond. Die hele berg het geweldig geskud. So wat sien ons by Sinaiberg? Daar was vuur en rook en stormwind en geskud. So die vuur en die storm, dis die twee elemente wat ons daar kry. Kyk bietjie wat staan in Handelinge 2. Handelinge 2 vers 1 tot 4. Nou ek is seker jy ken die stukkie van Handelinge redelik goed, maar kom lees dit saam met my. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn en verdeel en op elkeen neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. So watter twee belangrike elemente was daar by Pinksterdag? Daar was die vuur op die mense en die vuur het verdeel op verskillende mense en daar was 'n stormwind, 'n geluid van 'n stormwind. 'n Storm was daar gewees. En daar staan die storm het die huis gevul, die gebou gevul. So God was teenwoordig op die berg Sinaï in vuur en in storm, rook, 'n stormwind geskud. God was teenwoordig by Pinkster in vuur en in 'n storm wat die gebou geskud het en gevul het. So beide hierdie twee goed sien ons in Genesis 19 en Handelinge 2 by Sinaï en by Jerusalem. Eksodus 20 was daar 4 vlamme en in Handelinge 2 was daar weer gewees. Sien by Sinaï die gees van God is teenwoordig in vlamme en in wind. By Jerusalem die gees van God is teenwoordig in vlamme en wind. Is dit nie wonderlik om hierdie ooreenkoms te sien nie? So 50 dae na die Paasfees ontvang die Jode die wet
by die berg Sinaï. 50 dae na Paasfees ontvang ons die Gees van die Here in Jerusalem. 50 dae na Paasfees is God teenwoordig in vuur en storm. By Sinaï, 50 dae later is God teenwoordig in vuur en storm in Jerusalem. So dit is baie wonderlik dat ons dit sien hoe God die fees van die weke, Shavuot, vernuwe het en dit Pinksterfees gemaak het in die Nuwe Testament. Hy lei die mense van die Ou Testament. Hulle het hulle self oorgegee aan die Here met hulle Paasfees daar in Egipte. Hulle het vir 50 dae lank getrek, het by die berg gekom, Sinai gekom en God het hulle hierdie riglyne gegee hoe hulle nou moet lewe as geredde mense, as mense wat vrygemaak is. Ons het Jesus as Paaslam, ons het onsself aan hom oorgegee en 50 dae later kom God en hy gee vir ons die Gees om ons te lei hoe om te lewe as oorgegewe mense. Dit is wonderlik om die parallelle te sien. Maar 'n ander interessantheid, né? Wat het gebeur met daardie vlamme? By Sinai berg was daar een groot vlam gewees op almal. En almal het gehoor wat God sê. In Jerusalem het die vuur verdeel in baie klein vlammetjies en verskillende mense gesit. En wat het daar gebeur, né? Nou dit is nou nie, nou wil ek teruggaan weer in die Ou Testament toe. Dis nou nie regtig by die Pinkster, by die fees van die weke wat dit gebeur het nie, maar daarna, want die mense het sonde gedoen by die fees van die weke by Sinai berg. En daarna het die sonde voortgegaan. So erg dat God op die ouend die tale verwar het en die mense van mekaar geskei het. En ons lees daarvan in hoofstuk 11 van Genesis, Genesis 11 oor die toring van Babel. En in 11 vers 9, Genesis 11 vers 9 staan daar. Daarom het hulle die stad Babel genoem, want daar het die Here in die taal van die aarde verwarring gebring. Van daar af het hy die mense oor die hele aarde verstrooi. So die tale is verdeel na Sinai, nadat die mense sondig was en nie die wet gevolg het nie. En die mense het mekaar nie verstaan nie. Wat gebeur by Pinkster? Kom ek lees in Handelinge 2 vers 5. Handelinge 2 vers 5. Destyds het daar vrome Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Toe daardie geluid opklink, het die mense saamgedrom en was verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat is. Het was Jode gewees van alle nasies in Jerusalem. En toe daai geluid gekom het, was en die tonge van vuur gekom het en die storm het gekom het, God se teenwoordigheid en alles nuut gemaak het. Toe kon alle mense mekaar verstaan. Toe die verwarring van tale in Genesis is herstel aan Handelinge. Is dit nie wonderlik om dit ook te sien nie? 'n ander interessante ding het gebeur. Daar by die berg Sinaï het die mense vir Moses gewag. Wat het toe gebeur? Moses was 40 dae op die berg. En toe sê hulle, hierdie Moses van ons is nou weg. Hy's daar by God. Hy is nie meer ons leier nie. Aaron, kom jy. Kom maak vir ons 'n nuwe God. En wat doen hulle toe? Hulle maak die goue kalf. En Moses kom terug van die berg af en hy's teleurgestel. Hy gooi die klippe stukke in en God lei hom by ouend en hy praat en hy sê goed. Julle wat vir God is, kom staan die kant. Julle wat teen God is, daai kant. En die mense wat vir God is, moet die mense wat teen God is, wat nie God se regulasies en reëls en wette volg nie, doodmaak. En hoeveel mense is doodgemaak op daardie dag? Kom ons lees in Handelinge, in Eksodus 32 vers 28. Eksodus 32 vers 28. Lees ons nou wat het gebeur na die wetgewing. Die Lewiete het gedoen wat Moses gesê het. En daardie dag is sowat 3000 mense om die lewe gebring. Op daardie dag is 3000 mense om die lewe gebring omdat hulle nie geluister het na die wet van God nie. So 3000 mense het lewe verloor
Wat het in Handelinge gebeur met die uitstorting van die Heilige Gees? In Handelinge 2 vers 41 staan daar: Die wat sy woord aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense is daardie dag by die getal van die gelowiges bygevoeg. So 3000 mense verloor hulle lewe na die eerste fees van die weke daar in Sinaï. En 3000 mense kry nuwe lewe na Pinkster, nadat God na ons toe gekom het in gees en in waarheid. So dit is die ander manier waarop Pinkster die Shavuot, die fees van die weke van die Ou Testament herstel het, nuut gemaak het. So opsommenderwys kan ons sê dat Pinkster herstel Shavuot of die fees van die weke op 3 maniere. By Shavuot, die fees van die weke by Sinai in die Ou Testament, was die wet op klippe geskryf. Die wet moes die mens lei, die wet is op 'n kliptablette geskryf. In Handelinge kom daar die vervulling van Jeremia 31 waar sê die Here gaan die wet op jou hart skryf. So in Handelinge word die wet op die harte geskryf en mense word deur die Gees van God gelei. So die wet op klip geskryf by Sinaiberg, die eerste fees van die weke, by die laaste fees van die weke word die wet op die harte geskryf en ons word deur God gelei. By Shavuot, by Sinai verloor 3000 mense hulle lewe. By Pinkster kry 3000 mense nuwe lewe. Na die gebeure by Sinai waar die mense God nie gehoorsaam was nie, is die tale verwar en mense het mekaar nie verstaan nie. By Pinkster kom God en hy maak die taal verstaanbaar vir alle mense. So maak God dit baie mooi nuut. 'n Ander interessante aspek van die fees van die weke is wat die Joodse gebruike is dat die boek Rut gelees word tydens die fees van die weke. Die boek Rut word gelees. Nou wie was Rut? Onthou Rut was 'n Moabiet. Naomi het gegaan en sy het saam met haar gesin getrek na Moab toe. Daar het haar seuns Maglon en Gilion getrou. Hulle is toe dood, die pa is dood, almal is dood en sy het teruggekom en Rut het gesê ek wil terugkom saam met u, my skoonmoeder. So sy is met Boas getroud en uit haar nageslag is koning Dawid gebore. So uit 'n nageslag van 'n nie-Jood is die koning Dawid gebore en Jesus is weer uit sy nageslag gebore, ons Messias, ons Paarslam. So hierdie interessante gebeure het plaasgevind wat invloed het op ons Messias. Nou dit lees mense in die boek Rut en hierdie boek Rut word dan tydens Pinkster of die fees van die weke deur die Jode gelees. Maar hoe werk dit? Wat 'n invloed het dit? Wat 'n verhouding het dit? Verband het dit met die fees van die weke? Nou ek het net nou gesê, die fees van die weke is die tweede fees van eerstelinge. Op die tweede fees van eerstelinge moet hulle brood bring as offer, 2 brode. 2 brode, hoekom 2 brode? En hierdie 2 brode is brode met suurdeeg. Kom ek lees dit gou in Levitikus 23 vers 15 tot 17. Ons het dit net nou gelees, maar ek lees dit weer. Levitikus 23 van vers 15 af, lees ons hulle moet offer 2 brode op die fees van die 50ste dag. Vanaf die dag na die Sabbat, vanaf die dag waarop jy 'n gerf as gewyde offer gebring het, moet jy die dae aftel. 7 volle weke moet dit wees. Jy moet 50 dae tel tot op die dag van die 7de Sabbat. Bring dan 'n graanoffer vir die Here. Van die plekke waar jy woon, moet jy 2 brode as gewyde gawe bring. Van die plekke waar jy dan woon, moet jy 2 brode as gewyde gawe saambring. Wat van 2/10 van 'n eva gesifte meel berei moet word. Dit moet met suurdeeg
gebak word as die eerste opbrengs, as die eerstelinge van die oes vir die Here. So hier word 'n paar dinge gesê. Dit is die tweede fees van eerstelinge. Dit is twee brode en hierdie twee brode moet met suurdeeg gebak word. Nou soos ek net nou gesê het, suurdeeg is reg deur die Bybel 'n teken van sonde. Ongesuurde brood is 'n teken van sonder sonde wees. So wie is die sondige mense in hierdie wêreld? Of die mense wat nie afhanklik aan die Here gewy is nie? Dis die heidene, dis die nie-Jode, dis ek en dis jy. En hierdie twee brode versinnebeeld dan hierdie ding van daar's twee groepe wat nou verenig word. Die Jode en die nie-Jode. Die mense wat nie afhanklik ongesuurde brood was nie, word nou verenig. Twee vyhandige groepe mense word verenig. So Paasfees wy ons aan die Here toe en nou 50 dae later nadat ons dit ingeoefen het, ons pad van heiligmaking geloop het, kom ons nou by die punt wat te sê, goed, ons aanvaar ook ander mense om deel van die volk van die Here te wees. So dit is die heiligmaking na Paasfees, hierdie teken van die twee brode wat met suurdeeg gebak is. So en dis die enigste plek waar daar gesê word Israel moet suurdeegbrood bak offer. Want dit is 'n teken daarvan dat mense soos Rut wat 'n nie-Jood is ook ingetrek word in die volk van die Here. Dis vir my ook 'n baie mooi vergelyking wat mense hier sien. Ek begin afsluit. Die laaste ding. Ons sê baie keer dat die kerk van Christus gestig is met Pinkstertyd. So die kerk van God, moet ek eerder sê. Die kerk van God is gestig by Pinkster. Gestig by die fees van die 50ste dag. Maar hier is iets baie interessant. Ek dink nie die kerk, die gemeenskap van gelowiges is daar vir die eerste keer bymekaar gebring het nie. Nie by die tweede fees van die 50 nie, by Pentekos, by Pinkster nie. Maar alreeds by die eerste fees van die 50ste dag. Maar met die eerste fees van die 50ste dag, die fees van die weke van Shavuot, is die gemeenskap van heiliges wat aan God behoort alreeds gestig. Pinkster het dit vernuwe. Maar ek dink nie die huisgesin van God, die gemeenskap van gelowiges is by Pinkster gestig nie, dis by Pinkster vernuwe. Die eerste 50ste dag fees. By die eerste 50ste dag fees is daar ook al mense ingesluit om deel van die volk van God te wees. Jode en nie-Jode. Want daar het ook nie-Jode saam die Israeliete getrek uit Egipte. En ek dink die gemeenskap van gelowiges is daar al gevestig. En nie by Pinkster nie. By Pinkster is dit nuut gemaak. So dit bevestig my tema om te sê, Pinkster vernuwe Shavuot. Ek sluit af. Elke fees is 'n inoefening van die ware gebeure. Elke fees is 'n inoefening van die ware gebeure. Met ander woorde, as ek vir ons as gelowiges nagmaal hou, dan oefen ek iets van daardie goddelike gemeenskap van my broers en susters wat saam aan Christus behoort. En dit sien ons met Paasfees. As ons Paasfees hou, die oorgawe aan die Here, die eet van ongesuurde brood, die gee van die eerste gawes aan die Here. Dis dinge wat my eintlik gereed maak, my laat oefen om soos 'n ware gelowige te lewe. En as ek dan vir 50 dae aftel, vir 50 dae vas tot by Pinksterfees, dan oefen ek in hoe ek as gelowige my pad van heiligmaking moet loop. Ek wil sê, elke fees is 'n inoefening van die ware gebeure. Oefen jy saam? Het jy die simbolies dan die ongesuurde brood by Paasfees geëet, maar waar het jy jou sonde bely? Tel jy die 50 dae af na Pinkster? Vas jy? Het jy 'n lent?
Het jy 'n manier van toewyding vir 50 dae tot by Pinkster van dat jouself oorgegee het op Paasfees? Nou dat ons 50 dae onsself toegewy het aan die Here op pad van heiligmaking, maak ons nou oop vir die mense wat nie aan die volk van God behoort het nie. Ek bid dat hierdie Pinkster vir jou 'n besondere Pinkster sal wees, omdat jy verstaan dat God dit al duisende jare gelede beplan het, saamgestel het, die datums beplan het en vir ons gewys het dat Pinkster is die pad van heiligmaking na Paasfees. En nou lei ons nie meer met die wet wat op klip geskryf is nie, maar met die wet van die Gees wat op ons harte geskryf is. As jy vir my iets wil vra, sê of raad gee hoe ek dit nog kan verbeter of 'n beter insig kan kry, skakel my gerus op my nommer 074 419 8353 en ek sal dit baie waardeer. Baie dankie, baie seën vir een en elkeen van julle. Mag die Here met julle wees. Tot 'n volgende keer. Totsiens.